dis ek, Juffrou Lazel. Welkom terug by nog 'n fun en exciting les hier by Father's Heart Kids. Nou, soos julle weet, op die oomblik is ons besig met 'n reeks met die naam Die Bergpreek. En ons het al soveel amazing dinge uit Jesus se bekendste preek geleer. Nou, as julle enige van die lesse gemis het, dan wil ek julle aanmoedig om asseblief terug te gaan en dit te gaan kyk, want elke onderwerp waaroor ons nou geleer het in Jesus se preek, is so belangrik vir ons as God se kinders. Nou, hierdie week julle gaan ons kyk na 'n onderwerp met die naam Die Twee Paaie. Nou, in hierdie deel van Jesus se preek, vertel hy ons dat in die lewe is daar twee hekke, en agter elke hek is 'n pad. En hierdie twee paaie lei ons na twee baie verskillende plekke toe. So, maak gereed julle, want ons gaan leer dat die lewe vir ons 'n paar groot keuses gee wat ons moet maak. Maar die grootste keuse wat ons ooit sal maak, is op watter pad ons gaan loop. So is julle gereed? OK, kom ons open dan gou met gebed, en dan sing ons 'n paar liedjies saam met mekaar vir God. Liewe Hemelse Vader, dankie vir hierdie beautiful nuwe dag. Dankie dat ons U weer bymekaar gebring het en dat ons uit die woord kan leer. Here, help ons asseblief om vandag se onderwerp van die twee paaie te verstaan. En help ons ook asseblief om gefokus te bly en nie distracted te raak deur enigiets of enigiemand rondom ons nie. En Here, soos ons sing en dans vir U, vul asseblief ons hartjies met vreugde. En die vreugde van die Here is ons krag. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So okay julle weet seker nou wat se tyd dit is. Dis nou tyd om op te staan en Jesus met ons hele harte aanbid. Is julle nou gereed om vir hom julle hele beste te gee en julle beste dance moves en so hard as moontlik vir hom te sing? Awesome. Wel, waarvoor wag ons dan? Let's go. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. He will show you which path to take. Whoa, oh, oh. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Whoa, oh, oh.
Wel, dit was net so amazing. Baie dankie dat julle alles vir Jesus gegee het. Nou, ek wil vandag se les begin deur om vir julle 'n vraag te vra. Moes julle al ooit 'n keuse maak? Miskien moes julle kies wat om vir ontbyt te eet, pap of toast? Of miskien moes julle kies wat se klere julle gaan dra, of wat 'n speletjie om te speel. Nou, ons almal maak keuses elke liewe dag, en party keuses is maklik, soos wat om te eet, maar party keuses julle is regtig groot, soos om te kies wat se soort persoon jy wil wees, en die belangrikste, of jy Jesus gaan volg of nie. Nou, die is presies waaroor Jesus in sy preek gepraat het. Jesus leer ons dat in die lewe is daar 2 hekke, en elke hek lei na 'n pad toe, en ons moet kies wat se hek en pad ons wil vat. Nou kom ons lees wat Jesus gesê het oor hierdie hekke en paaie in Matteus 7 vers 13 tot 14. Julle moet by die klein hekkie ingaan, want die hek na die hel is groot, en dit is maklik om op daardie pad te loop. Baie mense gaan deur die groot hek, maar die hek na die ewige lewe is klein, en dit is nie maklik om op hierdie pad te loop nie. Min mense kry hierdie pad en loop daarop. Wow julle, hierdie is kragtige woorde. Nou, kom ons imagine dit gou. Imagine jy staan voor 2 hekke. Die eerste hek is baie groot en dis maklik om te sien. En die pad agter dit is groot en het baie spasie om op te loop. En op hierdie pad kan jy nou sonder enige probleme loop, want daar is baie spasie om rond te loop. Maar julle, op hierdie pad doen mense net wat hulle wil. Hulle jok, hulle cheat, hulle is selfsugtig en hulle sê ewen, ek het nie God nodig nie, ek sal op my eie manier leef. Nou vir party mense lyk hierdie pad dalk fun en maklik, want jy kan mos nou enigiets doen wat jy wil. Maar julle, daar's iets baie scary oor hierdie pad. Dit lei nie tot enigiets goeds nie. Jesus het gesê, hierdie pad lei na die hel toe. En die hel is die ewige dood, en om vir ewig ver van God af te wees. Nou dit klink terrible, nie? Maar julle, onthou, daar is nog een ander hek wat ons kan deurgaan. En hierdie hek lyk baie anders as die vorige een. Dit is nou klein, en nie almal sien dit noodwendig raak nie. Nou die pad agter hierdie hek is ook nou, wat beteken, dit is nie maklik om op hierdie pad te loop nie, en mens kan maklik af die pad gaan. En julle, op hierdie pad, kan jy ook nou nie net doen wat jy wil nie. Maar raai wat, hierdie pad lei na iets amazing toe, die ewige lewe. Nou die beste deel van hierdie klein hek is, Jesus is hierdie klein hek. Julle sien, in Johannes 10 vers 9 het Jesus gesê, ek is die hek vir die skape. God sal die mense red wat in my glo. So, julle, met ander woorde, as ons op die pad wil loop wat na die hemel toe lei, moet ons deur die klein hek gaan, wat Jesus is. Nou die manier hoe ons deur Jesus gaan en op hierdie nou pad loop, is deur om in Jesus te glo en jou lewe vir hom te gee. En die belangrikste, jou lewe vir hom te leef. Nou, ek wil julle iets scary vertel. Die Bybel sê dat ons almal, en dit bedoel almal van ons, in sonde gebore word. Nou dit beteken, wanneer ons gebore word, dan gaan ons outomaties deur die groot hek in, en ons loop op hierdie wye pad, wat na die ewige dood lei. Maar julle, daar is goeie nuus. God het vir ons 'n keuse gegee. Julle sien, net omdat ons in sonde gebore is en op die wye pad loop, beteken dit nie dat ons op hierdie wye pad moet bly nie. Ons kan enige tyd kies om dit agter te los en deur die klein hek te gaan, wat onthou, Jesus mos is.
En dan kan ons nou op hierdie pad loop wat na die ewige lewe toe lei. En dis hoekom Jesus gekom het julle, om die klein hek vir ons oop te maak. Is dit nie nou net so amazing nie, né? Nou, kom ons imagine gou weer vir 'n oomblik hierdie twee paaie. Op die wye pad lyk alles lekker en maklik. Jy kan doen net wat jy wil. Niemand sê vir jou wat reg of wat verkeerd is nie. En dit voel net gemaklik. Maar julle, daardie pad trek jou stadig weg van God af. Dit is gevul met dinge soos trots, selfsugtigheid, woede, leuns, jaloesie en ongehoorsaamheid. Dis 'n pad waar mense sê, ek het nie Jesus nodig nie. Maar julle, op die nou pad stap jy elke dag saam met Jesus. Jy kies vriendelikheid, selfs wanneer ander lelik is. Jy kies die waarheid, selfs wanneer ander jok. En jy vergewe ander, en jy lees jou Bybel, en jy bid, en jy is gehoorsaam aan God, selfs wanneer dit moeilik is. Nou ja, partykeer is dit moeilik om hierdie dinge te doen, en op hierdie pad te loop. Partykeer gaan mense vir jou lag, want jy het Jesus lief. Maar raai wat? Jesus stap elke tree van die pad langs jou. En aan die einde van die dag is die hemel en die ewige lewe saam met God dit werd. Nou, as jy my vra julle, wil ek definitief op hierdie nou pad loop. So, wat kan ons nou uit hierdie hele les leer julle? Wel, dis elkeen van ons loop op die oomblik op 'n pad. As jy nou nog nie vir Jesus gekies het nie, dan loop jy nou op die wye pad wat na hel toe lei. Maar vandag is die dag wat jy kan besluit om van paaie te verander, om deur die klein hek te stap en Jesus met jou hele hart te volg. Nou onthou nou, om op die nou pad te loop, beteken nie dat die lewe gaan maklik wees nie. Partykeer sal jy nee moet sê wanneer ander ja sê. Partykeer sal jy moet vergewe en gehoorsaam wees en vertrou, selfs wanneer jy nie lus is nie. Maar daar's iets wat die nou pad spesiaal maak. Dis die pad waar Jesus saam met jou loop. Nou, ek wil vir die van julle wat Jesus nog nooit gekies het om julle Here en Verlosser te wees nie, maar dit vandag wil doen, sodat julle op hierdie nou pad kan loop en eendag in die hemel kan kom, 'n kans gee om dit te doen. Wat ons nou gaan doen is julle, ons gaan 'n eenvoudige gebed bid om te bely dat ons in Jesus glo. Want die Bybel sê vir ons in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond sê, jy glo Jesus is die Here, en as jy in jou hart glo dat God hom weer laat lewe het, dan sal God jou red. So, julle, as jy nou dit vandag wil doen, wil ek hê jy moet hierdie gebed na my sê. Is julle reg? Kom, maak toe julle oor. Here Jesus, ek besef vandag dat ek 'n sondaar is. En ek weet nou dat ek nie myself kan red nie. Dankie Here dat U vir my gesterf het om my te red. Vergewe my asseblief van my sonde en my selfsugtige lewe. Van hierdie oomblik af nooi ek U om in my hart te kom woon. Ek aanvaar U dood aan die kruis en dat U bloed vir my gevloei het. Ek kies vandag om U die Here van my lewe te maak. En om die persoon te wees wat U graag wil hê ek moet wees. Dankie Jesus dat U my gebed gehoor het. En dat U my nou die ewige lewe gegee het. In Jesus naam, amen. Awesome julle.
Nou as jy hierdie gebed vir die heel eerste keer gebid het en jy het dit met jou hele hart geglo, dan het jy nou officially deur die klein hek ingegaan en jy begin nou jou journey om op die nou pad te loop. Nou onthou nou hierdie julle, elke keuse wat ons maak, kan ons of op die nou pad hou of ons terugtrek na die wye een toe. Nou, miskien wonder julle, hoe kan ek nou op die nou pad bly? Wel julle, dis eenvoudig. Wees gehoorsaam aan God en sy woord. Julle sien, wanneer ons op God se manier leef, dan loop ons op die nou pad. Maar wanneer ons heeltyd ongehoorsaam is aan God en ons hou aan om sonde te doen sonder om jammer te wees daaroor, dan kies ons om terug na die wye pad toe te gaan. So ek wil julle, en nou julle moet julle self elke dag hierdie vraag vra. Is wat ek doen wat Jesus wil hê ek moet doen? En sal dit my help om naby hom te bly? Nou as jou antwoord ja is, dan julle wil ek hê jy moet aanhou op die nou pad loop. Maar as dit nee is, maak dan seker dat jy so gou as moontlik rigting verander en dan doen wat God wil hê jy moet doen. Nou, julle om hierdie amazing les van die twee paaie te onthou, gaan ons 'n awesome craft maak. Is julle gereed om te sien wat dit is? Awesome. Kom ek wys dit gou vir julle. Wat 'n amazing craft julle. Ek kan nou nie wag om te sien hoe julle crafts gaan uitdraai nie. So moet asseblief nie vergeet om dit vir my voor Vrydagmiddag in te stuur sodat ek dit nou by ons slideshow vir volgende week se les kan insit nie. Nou as jy nog nooit 'n craft ingestuur het nie en jy wil hierdie week dit doen, kan jy dit nou doen deur om eenvoudig na ons Facebook page Father's Heart Kids toe te gaan en 'n foto van jou craft in die comment section van ons craft post te los. Nou kom ons kyk nou hoe julle gedoen het met laasweek se craft. Wow! Kyk net na al hierdie amazing crafts van laasweek se les. Julle maak my altyd so trots. Elkeen van julle crafts is net so kreatief en kleurvol en is met soveel liefde gedoen. Dankie dat julle beautiful werk nou met ons gedeel het.
Dit beteken regtig so baie vir my. Nou, voor ons gaan julle, kom ons sing nog een laaste liedjie saam met mekaar vir Jesus, om vir hom dankie te sê, dat hy ons hek en ons pad en ons lewe is. Is julle gereed? Kyk, kom ons aanbid hom saam. Every day I choose Jesus, I will follow you. 'Cause there's a world outside that can't seem to make up its mind. It's saying this and that, that and this, everything's changing all the time. You are the life, the truth, the way. So I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. I'll trust and obey every word you say, 'cause I know that you love me. I'm following your way every single day. I wanna be who you want me to be. You are the life, the truth, the way. So I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I can Trust you, Jesus, every day I choose to honor you. every day I can Reflect you to others, every day I am who you say I am. You are the life, the truth, the way. And I'll follow you every day. I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Hey, every day I choose Jesus, I will follow you. Wow, wat 'n awesome les. Nou onthou nou julle, die lewe gee ons baie keuses, maar die beste keuse wat jy ooit sal maak, is om Jesus te kies en met hom 'n pad te stap. Nou voor ons baie sê, kom ons maak gou eers ons oë toe en dan bid ons saam met mekaar. Liewe Hemelse Vader, dankie dat U ons so liefhet, dat U vir ons Jesus gegee het, die klein hek wat na die ewige lewe toe lei. Help ons om altyd die regte pad te kies, selfs wanneer dit moeilik is. Gee ons asseblief moed om U te gehoorsaam en elke dag naby U te bly. Dankie dat U saam met ons op die nou pad stap. Ons het U net so lief. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. Nou julle, moenie vergeet om julle craftfoto's in te stuur nie en ons te join weer volgende week vir nog 'n amazing bergbreekles. Maar tot dan julle, bly vriendelik, bly vreugdevol en onthou, Jesus het jou lief. Bye julle.